prys die Here. Ons gaan nou 'n tyd in, ons het so opgebou. Mense sien baie uit na Desember, né? Verskillende redes. Baie sien uit na daardie seevakansie, 'n bietjie see toe gaan, kan bietjie die hele jaar spaar, oor die hele jaar. Ek het nou die dag interessante ding gesê, as jy hierdie week R10 in 'n koevertjie sit, en volgende week, of ek het onthou nie, is dit R10 en R20 so, die laaste week is dit R530, dan jy R14.000 die hele jaar weggesit, dan ben jy lekker van vakansie. Nog nooit so dat gedink nie, elke keer net R10 meer. Maar in elk geval, ons dit in my eers daar. Mense sien uit na die vakansie, party mense skies, ek hou daarvan op af te loop as ek so preek. Lyk as wou tennis speel, né? Mense sien uit na die vakansie. Party gaan dit vir vakansie. Ek was gelukkig geweest. Ons het gewoonlik ons seevakansie April maand gehad en in Desember. Dan het ons gegaan Kalahari toe. Ek het al vir julle vertel. My oom Paul Marits, en paas is swaar geweest. Hy het die plaas Doornaar besit in die Kalahari, wat vandag die Witstrand Natuurreservaat is. So ek het deels daar groot geword, en dan my oupa daar na my Gronshoofd so teen die Oranje rivier gebly. En ons het daar vakansie gehou, en jy het so beurte gemaak. So 2 weke by die een, en dan 2 weke by die ander. En die volgende jaar het ons anders erom gedoen. En dit het ons gebring by die tweede rede, hoekom ons so opgewonde was. En dis natuurlik op baie mense, nee, Kersfees, ons hou Kersfees, gaan oor geskenke en al die lekker dinge, party mense het daaroor gegaan. En so bou ons vandag nog op. Verskillende redes gaan jy die jare hier opgewonde oor Desember. En as jy jou oë uitgevee het, en daardie vleisie in jou maag, hy tong, ek weet nie van hierdie tong nie. Party mense trek er 'n neus op. Hy lekker tong, en hy het dit nou al verteer. Dan dink jy myself, nou is alles verby. Nou wat nou? En al wat nou voor lê, die opwinding is nou verby, nou is daar 'n nuwe jaar. En dan begin mense met nuwejaarsvoorneme, en dan wonder hulle, as hulle kyk wat in die wêreld so aangaan. Dan vra ons self die vraag, maar is daar hoop? Is daar nog hoop? Vir volgende jaar. Ek sal nooit vergeet nie, ek was 'n klein seentjie van 6 jaar oud, onthou nog die huis waar ons gebly het. En my jonger boetie, hy was burger, hy was 5 jaar, ek en hy is vir jare 10 daar in mekaar. So ons het so saam groot geword, hy is ook altyd bietjie frisser geweest, so ek en hy dieselfde size klere gedra. Ons gewoonlik dieselfde aangetrek, ook meeste mense het gedink ons is 'n tweeling, al lyk ons nie eers dieselfde nie, maar gedink ons is 'n tweeling, want my ma het ons dieselfde aangetrek, maar ons het saam groot geword, en dan was daar in die laat landetjie Ben, hy is so 5 jaar jonger as ek, so hy was toe nou so 'n jaar oud, ek was 6 en Burger was 5. En man, jy het daai tyd geen konsep van tyd gehad nie. Jy het nie geweet van nuwe seisoene en sulke goed nie. Dit was heeltyd speeltyd, né? As hy son opgekom het, wil jy buite toe gaan en jy wil gaan speel. En dan moet jy die son al so ondergaan en jou ma jou geroep en gesê, nou moet jy inkom. Nou jy kom bad, jou pa gaan huis toe kom. Dis al, jy wil net speel. Vandag se kinders het nou allerhande interessante goed, want hulle nou mee speel binne, maar ons moet net buite speel, né? Jy het 'n plan, vanaand die son sak het jy 'n plan. En dis om môre weer op te staan en te speel. En so gaan jy aan. So jy het geen idee gehad van tyd nie. Ons het daai tyd op die graad R en RR gehad. Jy het eers in graad 1 sou A-skool toe gegaan. So nou as jy daar in al die jare as ek sê was ons maar in Kalahari of by die Oranje rivier elke Desember wanneer ons vir Kersfees gehou het. Maar jy was net, daar's nie 2 keer 'n jaar wat vir jou belangrik was. En dit is wat jou verjaarsdag en Kersfees. En dan kry ons presente, dan kry ons speelgoed en sulke goed. Dit was vir jou belangrik geweest. Maar die spesifieke jaar was ons toe by die, om een of ander rede het ons die jaar nie so toe gegaan nie, ons was by die huis en my ouma het kom kuier en Kersfees is nou verby en die geskenke is wat weer gespeel en die opwinding is nou so 'n bietjie oor en my tannie Hildegard, sy sê, vandag is volgende môre is 'n nuwe jaar, 'n nuwe begin. Hulle het seker gepraat van nuwejaarsvoornemens. En ek sê tannie, 'n nuwe jaar. Sy sê ja, volgende jaar is 'n nuwe jaar. Ek dink myself, wat kan dit nou beteken? Ek het burger het gekookus oor hierdie dinge, maar in my mind het dit beteken as ek nou môreoggend buite toe kyk gaan dinge anders te lyk. Ek weet nie of ek dit geel blobbe gaan rooi wees en die groen gras gaan blou wees, of wat ook al nie, maar dinge gaan anders te lyk, want ek hoor dan nou, my tannie sê, môre gaan dinge anders wees. Volgende jaar gaan dinge anders wees.
Groot was my teleurstelling, ek daar in die gordijn my oggend, en ek kyk buite, en ek sê, lyk precies dieselfde. En ek maak vir burger, en ek roep, en ek sê, kyk hierso, lyk ook dieselfde. Wat gaan nou aan? Jy sien, ons wil hê, dinge moet anders wees. Ons hoop is dat anders moet wees. Nou, ek wil vir jy sê, as jy jou oogies toemaak, en jy het aan die einde van jou dae gekom, en jy maak jou oog op daar by die koninkryk van die Here, dan gaan dit definitief anders lyk, hoor. Of as ons kom haal het. Want ek sê altyd, weet jy, hy het 6 dae gevat om al die goed te maak, wat vir ons so belangrik is. Maar hy het vir gesê, hoor jy, ek gaan na my vader se huis. In sy huis is daar baie wonings, ek gaan vir julle plek voor te berei, en hy doen dit al vir 2000 jaar, kan jy net dink hoe lyk dit dan? Prys die Here daarvoor. Maar ongelukkig is dit baie keer die enigste hoop wat mense het, as ons praat van hoop, dat ek maar net by 'n lewetjie moet nou maar net eindig. Nee. Dis baie mense se idee van hoop. Kom ek vertel gou vir julle die idee wat beteken hoop. In die Ou Testament het ons die Hebreëus gehad en die Arameërs, die woorde wat hulle gebruik het. Daardie tyd was Jakal en Kawa. En dit het eintlik beteken dat mense hulle hoop geplaas het dat iets anders gaan wees. Dat daar iets gaan gebeur, dat hierdie ou lewe wat so is soos hy is, beter gaan wees. Met ander woorde, hulle het hulle lewe op 'n goddelike figuur geplaas. Ons kan nou maar sê God, maar jy weet, ek sê, baie mense sê, as jy kyk na Jeremia, dit is 65, wat sê baie beproef die geluksgod en hulle skik in vir die godin van die noodlot. Nee, vir baie van ons gaan dit, of hulle het maar gegaan oor een of ander bonatuurlike wese, maar nie regtig geken, hulle het nie God geken. En in die Nuwe Testament, dan kyk ons die Grieks en die woord daar soos Elpis, en dit beteken dat hulle hoop was nou gewees in 'n Messias. Ons het nou gesing, maar hy het opgestaan en die dood oorwin. Dit is wat van hulle gegaan het, maar dit was altyd nog toekomstige dinge. Maar vir ek en u het hy reeds opgestaan. Vir ek en u het al die dinge reeds in vervulling gegaan. Nou, hoe lyk hoop nou vir ons? Is ons hoop nou maar wanneer die Here ons eendag kom haal? Of het ons hoop vir die jaar wat kom? Het ons werklik hoop in hierdie wêreld? Nou, daar's 'n storie wat ek kyk op DStv, is maandag aande, maar as ek hom nou mis, dan kyk ek nou maar wanneer hy opvolg, of wat ook al die geval mag wees op catch-up. En wie van julle weet wie Sam Elliott? Ja, kom gaan weet wie Sam Elliott. En so grys ou, hy het so sterk stem, hy speel altyd die cowboy, die ou cowboy flieks, hy altyd die cowboy gespeel. Nou Sam Elliott, nou hy speel in die fliek, die hoofkarakter se pa, hy is 80 jaar oud. En al wat hy doen is, as jy sien, dan sit hy op sy opslaanstoeltjie, dan kyk hy vir die weste, hy kyk hoe die son ondergaan. En as die son ondergegaan het, jy moet ook nie plan nie, die son moet heeltemal ondergaan. Hy sê, hy beskryf die son as 'n sy, she's not gone, en as die son ondergegaan, en dan vat hy sy stoeltjie, dan staan hy op, en dan gaan hy nou maar, hy gaan nou seker op bad en eet, en dan wag hy, en dan gaan die volgende oggend, as hy weer by die ooste, dan kyk hy nou die son opkom, en dis maar al, hy sit te wag vir die dood. Hy is in daai posisie, die Here Jesus het ons nou gekom en alles, so ek wag nou maar dat die Here my kom haal. Sy hoop is in die ewige, maar hy geen hoop vir môre nie. Waar daai klein seentjie vir ons waar heel, ek kan nie wag vir môreoggend nie. Want dan gaan jy heeltyd speel. Nee, dis daai keer wat ek in die boom gedoen het. My pa sê 'n groot akasia boom, daai boom is nog ontstaan in Suid-Afrika. 'n Indringerspesies het verskriklik gegroei. En die dag wil ek ook nie inkom nie. My ma roep my, sy sê, ek gaan jou pa sê, ek sê, man, jy gaan vergeet. En uiteindelik klim ek, toe my pa sy kar sien kom, dus die son al onder, klim ek in die boom. En my pa het my paar keer geroep, gaan jy uitklim. En uiteindelik was sy reg, en ek gaan in, en maak die deur toe, en later toe raak ek al bang, en ek is donker. En ek klim uit die boom, en ek glip so in die huis in. En toe ek so die deur gaan, toe voel ek dit hierdie hand of vir die nekkie, wat vir my sê, jy het gedink, ek gaan vergeet. En nodig is om te sê, ek het kos gekry, ek het gebad, en ek is met 4 warm boude bed toe na die aard. Nee. Maar nou ja, môre is weer speeltyd. Jy sien, dis die ding van 'n kind. Veral daai kind, hy is onskuldig, en die kind wil leef. Vir hom gaan dit, môre wil ek lewe. Maar party van ons het geen hoop, party van ons het opgegee. Dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil vanmôre hê ek moet julle praat oor hoop. En die hoop wat hy bring. Ek het 'n gebeurtenis gehad so 2 weke terug.
waar nou ek en hierdie broer van my burger, ek noem hom nou maar, ek weet eers of hy gaan kyk nie, maar hy kan maar kyk op, miskien leer hy iets van hom. Hy is nog altyd my vriend gewees, ons het saam groot geword. Toe ek in die lugmag is, hy is in die polisie en ek word verplaas Port Elizabeth, was nie 'n maandie toe, vat hy ook 'n verplaasing PE toe. Toe ek nou terug aan Pretoria toe, was seker 3 maande, toe hy ook weer. Dis die eerste keer wat ek gehoor het van Edenburg moes terug gaan, hy het weer gery, het so geoverheated. Wat ons uiteindelik in Edenburg moes water kom ingooi, was ook nooit in Edenburg, en dis ook klompie jare gelede, nooit gedink het eendag hier kom bly nie. Maar in elk geval, dis hy weer agter my aan, so ons het baie close gewees al die jare. En dis eers ons wat getroud is, ons nou nie meer so aan mekaar nie, maar nog steeds, jy kan hom bel, daar's 2 mense, my pa of dan nou hierdie broer van my. En 2 weke terug, nou ons jongste boetie, is ongelukkig, hy is 'n bietjie van 'n rebel, is 'n bietjie moeilik, en hy is in moeilike omstandighede, nou verstaan ek, nou hoor ek, het gaan sleg met hom, as hy kos in die huis nie, dis nou wat hy vertel, maar nou is hy ook geheimsinnig waar hy bly, ons kry nie die hande nie, wat ook in die geval mag wees, nou hoor ek, hy het al by ander familie ook al aan aanklop, en al die goed, en nou sukkel ek, die oomblik as ek 'n nommer het van hom, dan word ek geblok. En dan is dit hier op 'n ander manier, en dan word ek geblok. En so kry ek hom hier op Messenger in die hande, en so vir 'n ruklang gaan ek alright. Maar ek hoor wie hy so gebeur of vir kos en goed, en ek stuur vir hom 'n boodskap, waar ek vir hom sê, luister goed, ek wens jy verslag jou eie mense, jou eie vlees en bloed vertrou. En net vir ons koopkaart te speel, wat in jou lewe aangaan, en waar jy aan die ander kant kry, wat jy kan help. En hy stuur vir my 'n verskriklike lelike boodskap oor al die jare, hoe sleg ons hom behandel het, en ek weet nie wat nog alles nie. En ek, maar in Burger kom toe, en hy kontak my, en hy sê vir ja, hy hoor my nie weer, en ek stuur vir hom hierdie ding. Of om net te wys, ek sê, dis waarmee ek dit doen, ek het 'n screenshot van die gesprek gevat, ek sê om dis waarmee ek dit doen het. Ek wil help, want dit is asof my broer nou afdink, ek wil nie help, ek sê, ek wil help, maar kyk, wat kry ek? Ek bied hulp aan, en dan word ek uitgetrap, as 'n klomp leuns en goed, maar alles ook die waarheid, die bakkie saak nie. En hier kom hierdie broer, hierdie regterhand van my, en hy sê van my, ek wil julle dinge niks te doen nie. Hy sê ek, dis 'n she-said situasie, ek wil 'n hele fight nie betrokke wees, hy hou my hier uit. Ja, en ek sê vir die Here, ek sê, Here, wat gaan nou aan? Ek het my pa verloor, my pa is oorlede, hy is nie meer daar nie. En nou het ek my broer ook verloor, lyk dit vir my, lyk hy is ook nog nie meer daar vir my. En die Here sê vir my, waarvan praat jy? Hy sê, jy het 'n vader, jy het 'n vader in die hemel, maar jy het 'n broer ook in die hemel. Maar die Here Jesus toe hom gaan roep, en sê jou moeder en jou broers roep jou, toe antwoord hy, toe sê hulle, wie is my broers, wie is my moeder? Hy wys so, hy sê, daar's my suster, daar's my broer, daar's my moeder, die wat die wil van my vader doen, is my broer, my suster, my moeder. Hy sê, in Christus, in God die Vader het jy 'n vader, in Christus het jy 'n broer, in die gemeente het jy broers en susters, en ek wil besef weer eens, wat die Here vir my sê is, daardie bloed is dikker as water, is die grootste leuen wat daar is. Want jy soek bloed, en hulle draai hulle rug op jou. Jou broers en jou susters is daardie mense wat dieselfde God dien as jy, wat werklik in liefde dien, wat nie net met die mond dien nie. En ek dink myself, Here, ek wens almal was so, maar nou gaan dit daaroor, my broer kom maar net saam met my, hy hoef nie saam met my te stem nie, hy hoef nie saam met my te glo nie. Hy kan nie sê, hoorie, maar ek trek maar saam met jou in die hemel, ek is maar hier vir jou. Nou geloof my, ek het mense, ek het 'n pragtige vrou, wonderlike kinders, wat saam daar is, maar dat is net 'n ander tipe verhouding, en ek besef weer, ek het dit, afkortes. Die Here sê, ons het dit, ons gee om vir jou. En daar is baie mense wat omgee vir jou. En ek dink, sê, wie, wat is nog soveel beter? Want nie net gee hy om nie, hy weet ook wat die waarheid is. Nee, ander mense moet jy oortree, hy weet wat die waarheid is, die beste is, hy kyk in my hart, en hy kan sien wat in jou hart aangaan. En die Here sê, I can see inside you. En maak nie saak of jy goed of jy sleg is, ek het gesterf vir jou, en ek is lief vir jou, en ek gee om vir jou. Kom met jou probleme na my toe. Nie na daardie vlees en bloed, wat nie omgee, wat net vir homself omgee nie. Prys die Here daarvoor. En dink ek by myself, dit is dan wonderlik. Want die Here sê, ek het 'n plan vir jou. Dink jy ons weet nie wat die plan is nie. Ons weet nie wat God vir ons inhou nie, maar ons weet dat hy het 'n plan, hy het 'n doel met jou en met my lewe. Hy gee vir my Jeremia 29 vers 11, hy sê, want ek weet wat 'n gedagtes ek al gaan en julle koester spreek die Here. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Hy weet, hy het 'n gedagte oor jou lewe.
Hy het 'n plan vir jou lewe. En dan dink ons myself, ek weet nie wat die plan is, maar weet jy wat, dis alright. Die feit dat hy 'n plan het, is alright, dit is vir my fyn. Nee, ek het al baie gesien, die grootste getuienis, wonderlik is mense getuig wat die Here in hulle lewens gedoen het, dit is fantasties. Maar die grootste, die wonderlikste getuienis is 'n ou net kan gaan en hy kan aan die kruis toe wys en sê, weet wat, Here Jesus Christus maar die kruis gesterwe, hy het die dood oorwin, hy het die dood uit opgestaan, dis vir my genoeg. Hy hoef vir my niks verder te doen nie. Die feit dat dit wat hy reeds vir my gedoen het, is genoeg. En dis dieselfde hier, om te kan sê, die Here het 'n plan vir my lewe, is vir my genoeg. Maar die Here los dit nie daar nie. Hy sê iets verder. Hy sê hier in Jeremia, ek gaan dit weer lees 29:11, hy sê, wat ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle wat? Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jo, prys die Here daarvoor. Hy wil jou 'n hoopvolle toekoms gee. Dis sy plan vir jou. Hy wil vir jou daardie vrede gee, hy wil hê jy moet weet. Dis wat mense hierdie Sabbatsouers nie verstaan nie. Hulle verstaan nie waaroor gaan die Sabbat nie. Vir hulle gaan dit oor 'n dag wat ek nou niks mag doen nie of kerk toe moet gaan, wat ook al. Dis waaroor dit vir hulle gaan. Dit gaan oor 'n wet. Die Here sê in Kolossense 2, hy sê daardie wette, daardie reëls is nie die skade wees. Dit dui op die skade wees, maar die liggaam behoort aan Christus. Jy sien, die klomp Israeliete was 'n klomp slawe vir 400 jaar in Egipte. 430 jaar was hulle slawe gewees en die Here kom bevry hulle en hy bring hulle wat uit Egipte uit in die woestyn in. En nou gee hy vir hulle die wet, nou gee hy vir hulle iets wat hulle nooit gehad het nie. Dis 'n dag wat jy maar mag rus. 'n dag wat jy jou probleme kan vergeet en wat jy maar kan aangaan en net sê en rustig wees en jou diere en jou werkers en almal rus. Maar dat nooit die rus ingegaan nie. Dis hoekom Hebreërs skryf in Hebreërs 4 sê. Hy sê daarom sou hulle die dag vanoggend is, hy praat daar van Joshua, hoekom praat hy van Joshua? Want Joshua en Caleb het wat gedoen? Hulle het die rol oorgeneem van Moses en van Aaron. Want daardie eerste generasie het nie die beloofde land ingegaan het nie as gevolg van ongeloof. Joshua en Caleb is die enigste twee wat geglo en Joshua neem oor en hierdie nuwe generasie gee hy vir hulle weer die wet, onder andere die Sabbat. Maar die Hebreërs skrywer sê hulle het nog steeds die Sabbatsrus ingegaan nie. Hy sê jy gaan vandag, enige dag, wanneer jy vir Christus ontmoet het, wanneer jy besef wat Jesus vir jou gedoen het, dan gaan jy na die vrede in. Dis wat die Sabbatsrus is. Ek hou die Sabbat, maar die Sabbat vir my is Jesus Christus. Ek kry my rus deur dit wat hy reeds gedoen het aan die kruis. Die feit dat hy op daardie Sondagoggend opgestaan het uit die dood. Die feit dat hy op 'n Sondagoggend sy Heilige Gees uitgestort het, sodat ons nooit weer wees of alleen hoef te wees nie. Hy gee jou daai vrede want hy het 'n plan vir jou. 'n plan van vrede en 'n plan van hoop. Nee, ons kan maar hoop hê. Ons hoef nie so Sam Elliot te sit en wag vir die wêreld om verby te gaan nie. Ons kan wees soos 'n klein Fransman wat vanaand nie kan wag vir môre nie. Nie tydgebonde nie. Môre gaan ek doen. Môre gaan ek leef. Nee, al brand my boude dan later. Maak nie saak nie. Wat is die oorsprong van hierdie hoop? Ek dink ons het dit reeds in Matteus 4 genoem. Die een wat die oorsprong gee, wat die fondasie is natuurlik God. Paulus sê in Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop. Wie is die God van die hoop? Dis die ware God. Dis ons skepper God. Dis die een wat as vlees gekom het om ons te red. Dis die God van hoop. Die God van wanhoop is die godin van die noodlot, die geluksgod. Daardie toevalle in ons lewens. Hy sê, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Dis wat die Here vir julle wil gee vir 2026. Hy sê, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Hy gee nog vir jou die wapen ook, die wapenrusting, is die krag van die Heilige Gees, dat jy oorvloedig kan wees, want jy moet iets gaan doen. Jy moet daar die hoop vat en iets gaan doen. Jy kan nie sit agteroor so Sam Elliot hoop op beter dae nie. Pastor Jacques Potgieter, Dr. Jacques Potgieter sê altyd, hy sê, die Here seën 'n poging. Hy sê nie niks nie. En help nie het alarme droom nie. Ek ken hoor, ek het baie jare op daai plaas in die aande
Dan loop ek dan, dan droom ek drome wat ek gaan doen, môre kom, dan stel ek dit maar weer uit, stel ons dit maar weer uit, stel dit maar weer uit. Ons die hand aan die ploeg staan vorentoe aangaan, nee, dis wat hoop is. Wat is die fondasie van hoop? God se getroue, sy karakter, en natuurlik die feit dat hierdie profesie van Jesus Christus reeds in vervulling ingegaan het. Dis hoe ons kan weet, want daar is soveel profesie wat reeds vervul is. Mense kom, en dan wil hulle vir jou vertel, nee, wat in die Bybel geskryf is, toe daar soveel van die dinge reeds in vervulling is, eintlik net geskiedenis wat hulle skryf. Nee, my boetas is al. As jy nie sien hoeveel dinge in hierdie dae vervulling gaan wat in die Bybel, wat my ma, pa, my oupa en ouma nog nie van geweet het, wat hulle daar nog nie gebeur het nie, dan sien jy nie wat aangaan nie, of jy ken nie jou Bybel nie. Dis ook wat ek nie kan verstaan as mense hulle self Christene noem, want dan is dit teen Israel nie. Kan nie sien hoe dit in vervulling gaan nie. Hoe hierdie vervolging van Israel besig is om vervulling in te gaan nie. Op een of ander rede is hulle blind daarvoor. Dis maar een van die dinge. Daar is soveel toevalle, dat dit nie meer toeval is, dat ons besef, dat dit God se hand is. Wat is toeval? Nee? Wat is toeval? Ek het al vir kinders gesê. Veral vir daardie een wat so lekker rebels is daar teen die muur. Baie vaak gesê. Kyk net of jy luister. Baie vaak gesê, onthou net as jy met iemand verskil, as een reg en een verkeerd, maar ek kan verstaan jy dink jy's reg, want een moet reg en een moet verkeerd wees. As twee mense met jou begin verskil, dan moet jy begin wonder. As drie moet jy nog meer wonder. As almal met jou verskil, dan moet jy begin besef ek is dalk verkeerd, nee. Is dit nie so nie? Ja. Dis net 'n narcis stap ons hier, dan staan 1000 mense daar. En almal sê so, ek sê anders en ek is reg, nee. En dis dieselfde toeval. Hoeveel toevalle moet gebeur voor jy besef, dis nie toeval nie. Hoeveel dinge in jou lewe kom wonderbaarlik reg na gebed, of wat ook al die geval mag wees. En dan dink jy is toeval. Mense sê, o, ek het die getuienis, en daai ou het so mooi getuienis, en daai het so mooi getuienis, ek het geen getuienis nie. Nonsens. As jy sien hoeveel dinge in vervulling gegaan in jou lewe, dan moet jy begin op 'n punt kom en sê, dit kan nie meer toeval wees nie. So daai ou wat hierdie week, die ateïs wat hierdie week sê, op hierdie groep, dis 'n groep wat nou gaan oor evolusie teenoor creationism, né? Met ander woorde, die skepingsleer teenoor evolusie. Hy sê, hy kan nie verstaan nie, dat mense kan nie glo, dat 'n aap in duisende jare kan ontwikkel in 'n mens nie, maar hulle wil glo dat 'n ribbebene vrou geword het oornag. Nou, hoe kortsigtig kan dit wees? Daar staan al die ribbebene 'n vrou geword oornag nie. Die een wat in die eerste plek die mens geskep het die mense die ribbebeen gemaak. Die mens wat in die eerste plek die sand en die stof geskep het, om 'n mens te maak. Daardie is die skepper, maar mense sal glo dat daar niks was. Niks. En op een of ander manier was daar 'n ontploffing. Hulle noem dit die Big Bang. En toevallig het daar planete toe ontstaan. En toevallig was daar water op een van die planete. En toevallig was daar 'n enkelsellige ou diertjie wat actually lewe. En toevallig het die ou dingetjie eensaam geraak en in twee gedeel, en nou is hy twee diertjies. En ongelukkig het hulle gevoel, nee, maar ons kan nie die enigste spesies wees nie. Nou verdeel ons weer en ons word 'n volgende spesies. En toevallig is daar kos vir hulle. En so gaan dit aan, toeval op toeval op toeval. Hulle wil dit glo. Maar hulle kan nie glo dat daar toevallig in die begin 'n bonatuurlike wese was wat gesê, laat daar lig wees. En laat daar mense wees. Dit kan hulle nie glo nie. Hulle glo toeval op toeval op toeval oor duisende jare. Maar hulle kan nie glo in 'n skepper nie. Ek wil sê, hy was meer geloof as ek. Jy moet ongelooflik wees om te dink dit kon gebeur. As nou nie daar geslag gevat, ek weet nie hoe waar dit is nie. Maar ek weet in die verlede het hulle 'n skaap se 'n stuk beet van 'n skaap ook gevat en hulle gevang. Maar hulle vat 'n slag wat lewe, 'n stukkie van sy dop. Hulle laat dit carbon date. Daai slag is duisende jare oud. Maar die slag lewe. Carbon dating is absolute twak nonsens. Ek wil 'n teorie, toe ek groot geword het, is 'n teorie, 'n gedagte, 'n maybe. Iets waaroor ons bietjie kan praat, iets waaroor ons kan kous, iets waaroor ons kan redeneer, maar dis iets wat nie bewys is nie. Vandag in die woordeboeke is die evolusieteorie 'n bewys. Is 'n absolute feit, dit is nie feite nie, dis nonsens. God het geskep. Toeval op toeval op toeval. En dis presies dieselfde. Hoeveel toevalle Daniël sê? Of die Here sê vir Daniël, verseël hierdie dinge
tot op die regte tyd. En baie van daai dinge wat verseël was, is besig om in vervulling te gaan. Maar is ons steeds toeval? Nee. Die Here is ons fondasie van hoop, as gevolg van die feit dat hy oor en oor bewys het, dat hy is getrou en regverdig. Dit wat hy beloof gebeur. Hy het vir ons 'n Messias gestuur, beloof hy het hom gestuur. Hy het beloof hy gaan vir ons sonde sterf, hy het dit gedoen. Hy het beloof hy gaan uit die dood opstaan, hy het gedoen. Hy het beloof voor hy weggaan, as hy weggaan stuur hy vir ons die Heilige Gees. Hy het dit gedoen. Belofte op belofte. Hy is daar op die fondasie, hy is daar, kan jy gaan en sê, weet jy wat, hy het in die verlede belofte gedoen, hoekom sal hy dit nog steeds doen? So jy het hoop. Die Here sê, wat het ek vir jou? Ek het 'n plan vir jou. En daardie plan is vrede, sodat jy kan weet, jy kan maar hoop hê. Nou wat is die natuur van hierdie hoop? Ons kry die natuur van hierdie hoop in Hebreërs 11 vers 1, die bekende een, en dit gaan oor geloof, né? Hy sê hierdie Hebreërs 11 vers 1, hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. Ek gaan dit weer lees. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, hierdie hoop is, dit het nog nie gebeur nie, maar ek hanteer dit as dit reeds gebeur het. Die Here gaan dit bless, as dit in sy wil is. Dis hoekom hy gesê het, as jy bid, dan bid jy met danksegging, asof jy dit reeds ontvang het. Ek het verlede week vir julle gelees, die lofsang van Maria. Toe Maria, en ek het julle gesê, dit is my idee van Kersfees, of soos ek my Bybel lees, glo ek dat eintlik is die Heilige Gees in die moederskoot, of in Maria se moederskoot gewerk, daar die laaste week in Desember. Met ander woorde, Jesus is vir my altyd nie gebore nie, maar hy is in die moederskoot geplaas. Hoekom sê ek dit? Ek het verlede week gesê, want as ek my Bybel reg lees, dan is Johannes die einde Junie, is dit wat Sagaria en Elisabeth met mekaar gekom het, wat sy diens klaar was einde Junie. Wat beteken op einde Desember was hy 6 maande swanger, en dis eintlik waaroor dit gaan. Ons gaan nie daaroor stry nie, ek wil nie daaroor weer iets sê nie. Maar dit wat belangrik is die lofsang. Maria het 'n lofsang gesing, en sy beskryf Jesus wat nog in die moederskoot, sy so pas uitgevind, sy swanger, moet sy uitgevind, deur Elisabeth het vir haar gesê, hoor die klein Johannes het in my skoot gespring, die oomblik toe ek jou gegroet het. Met ander woorde, jy gaan nie swanger raak, jy is reeds swanger op hierdie stadium. En sy het 'n lofsang gesing, die dinge wat Jesus nog sou doen, asof hy dit reeds gedoen het. Ons lees ook na Johannes se geboorte die lofsang van Sagaria. Sagaria besing ook die Here Jesus, wat hy nog sou doen, asof hy dit reeds gedoen het. Ek en u die luukse om te weet, die Here het dit gedoen. Hoekom sal ons nie ook daardie lofsang hê nie? Hoekom kan ons nie ook daardie hoop hê wat uit geloof kom, asof dit reeds gebeur het? Dis hoekom die Here sê, jy kan maar beplan. Jy kan maar volgende jaar as jy daai huis wil bou. Nie sê 8 dae gaan die tyd as die Here kom haal ons nie. Nee, bou hom. Al is jy afvat as die Here kom haal sou wat. Jy het mos geleef, jy het mos iets gedoen. Daai besigheid wat jy wil doen, daardie ding wat jy nog beplan. Moenie so sê jy sit en ek gaan dit doen, maar nee, daar's nie meer tyd nie. Dit is nie te werk. Ek wag maar vir die tyd om verby te gaan. Wees soos daai klein stuk seentjie, daai klein blommetjie seentjie. Hy sê dat as dit ek sê ek baie soet gewees, maar in geval wat uitsien na môre. Jy was nie daar nie, ek kan nie so soet. Jy weet dat ek praat met ons is nie. Maar in elk geval, wees soos hy, wat 'n plan het. Dis die geloof. Met ander woorde, as gevolg daarvan is daar 'n sekere vrug van hierdie hoop. En daardie vrug lees ons in Jesaja 40. Jesaja 40 vers 30 lees ons eers. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Hier word gepraat van die ongelowiges. Jong manne. Dit gaan nie so seer oor ouderdom nie. Nou die Here het ingestel dat die Lewiete moes hoe oud wees, hulle moes 30 wees voor hulle in die priesters ampt te kan ingaan. Want hy het gevoel 'n mens moet dan al so 'n bietjie getuienis hê, genoeg toevalle, sodat jy net kan begin geloof hê. Dis hoekom Jesus ook, Jesus was nie 'n Lewiet nie,
Hy was in die stam van Juda, maar hy was sy eie reël gehou. Dis hoekom die Bybel ook sê, hy was 30 jaar oud toe hy laat doop het en toe hy begin in sy bediening. Maar hierdie jong gaan nie oor ouderdom nie. Dit gaan oor jou getuienis, dit gaan oor, het jy 'n ontmoeting met die Here gehad? Nee, dit gaan nie oor ouderdom nie, want ons sien 'n 80-jarige oom wat opgegee het op die lewe, en jy sien 'n 6-jarige seentjie wat net wil lewe in hierdie storie wat ek julle nou vertel. So, dit gaan nie oor ouderdom nie, maar wat doen die jong man? Hulle wat nie geloof het nie, hulle word tam, hulle word moeg, hulle struikel, hulle val. Maar, vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op in die vleuel soos arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Daar is seentjie het baie lank in daai doop gesit voor hy moeg geword het, uitgeklom. Want hy wil leef. En as ons 'n Christus leef, het ons daardie hoop, dat jy maar 'n ding kan aanpak. Dat jy maar daai beplanning vanaand kan doen, ek gaan môre dit doen, en môre doen ek dit met die beste van my vermoë, tot ek nie meer kan nie. En dan is dit die einde van daardie dag, en as al weer 'n dag gekom. Maar die Here wil hê, ek en u moet leef. En om te leef, moet ons hoop hê. En ons hoop is in Christus. En as jy daardie hoop het, dan gaan jy opvaar met vleuels soos van arende. Jy gaan hardloop en jy gaan nie moeg word nie. Jy gaan stap, prys die Here, jy gaan stap en jy gaan nie struikel nie, dankie. Ek het gehoop iemand luister. Hulle wandel word nie mat nie. Dit is die vrug wat ons dra as ons daardie hoop het, daardie hoop wat uit geloof kom. Maar nou kom sê die Here, maar ek wil iets van julle hê, wat daarmee saamgaan. Ons het reeds agtergekom dat geloof en hoop gaan saam. Maar die Here sê, daar's nog iets wat ek hierdie jaar vir julle wil hê. Wie het dit gesê? Amen, liefde. Hy sê 1 Korintiërs 13:13, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Moet tog nie wees soos daardie broer wat sê, ag, ek het my niks te doen nie. Lewe jy nie maar jou lewe. Ek gaan slaag kry as ek die diens kyk, was waar. Moenie so wees. Gee om vir mekaar. In hierdie jaar kom gee om vir mekaar. En weer as mense wat omgee vir jou, maar ek wil vir jou vra, moet nie ook nie net 'n las wees vir mense. Mense moet jou heeltyd bystaan. Jy kan vir 'n ander een ook help dra aan sy laste. Dit beteken nie noodwendig jy moet hom finansies gee, so dit is nie waarvan ek praat nie. Jy kan daarvoor niks doen nie, soos die woord van die Here daai Here gesê het. Hy gesê, goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek vir jou, wat ek het, dit gee ek vir jou. En dis hierdie blye boodskap, dis hierdie liefde wat ek jou kan gee, dis hierdie ondersteuning, dis hierdie ag man, weet jy wat, hy sal saam met jou bid. Maar ons moet omgee vir mekaar, want ons is die familie. Ons is die broers en die susters en die moeders van selfs Jesus. Ons moet mekaar omgee. Galasiërs 6:2 sê, wat sê hy? Dra mekaar se laste. O, mense wil so graag die wet vervul, net die Sabbat hou en die regte name gebruik, al daai goed, maar hulle gaan nie die Sabbatsrus in die hoekom nie, want hulle het nie verstaan nie waaroor dit werklik gaan nie. Maar die Here sê Galasiërs 6:2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. En hoe kan ons dit doen as ons nie by mekaar kom nie? Hoe kan ons dit doen as ons nie samekomste het nie, as ons die samekomste nie bywoon nie? As ons daar een kant op ons eie is, dan raak jy soos daai ou wat sê, ek glo die Here, maar dit gaan net oor me, myself en I, net oor my familietjie. Ons moet betrokke raak met mekaar, dis hoekom hy sê, hierdie Hebreërs 10, waar nou was Hebreërs 11, maar Hebreërs 10 is net voor dit, kom ek lees gou vir jou, wat sê hy in 2 vers 24 en 25, hy sê hier, hy sê, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate die dag sien nader kom. Mense kritiseer die kerk. Ek sien dit op groepe. Kom uit, want daar's nog 'n paar pastore en daar's nog 'n paar megakerke wat droog maak, en self aangestelde ouens en so wat droog maak, en dan sê die mense, nee, kom uit die kerk uit. Hulle besef dit nie, maar hulle dink hulle doen 'n goeie ding, maar dit vervul die werk van Satan. Maar die Here sê dan, jy is die teenoorgestelde.
Ja, daar's fout in die kerk, maar hoekom kan jy nie gaan nie? Daar staan vermaan. Hoekom kan jy nie een wees wat sê, okay, maar ek help daai kerk reggerig nie? Maar jy moet altyd onthou, daar word jy reggerig. Jy moet 'n leerbare gees hê. Miskien is die probleem aan jou kant, maar ons as familie moet by mekaar kom. As ons regtig vir mekaar omgee, sal hierdie gebou vol wees, Sondag en Woensdag. Want dis al hoe ons met mekaar te doen kry, om mekaar te help dra, om mekaar te troos, om mekaar se probleme. Al kan jy daai probleem nie oplos nie. Weet wat, as iemand saam met jou die probleem dra, dan voel jy net ligter. As iemand net ook weet daarvan. So moet jy wees soos daai boetie van my, sê, ag, ek wil nie meer niks te doen nie. Wees soos daai ware broer en ware suster, as jy, ag, weet jy wat, kom ek bid saam met jou. Kom ek gee nie op. Maar gee reg op, het ook net nie maak as ek jou gee nie, hoor. Dis maar 'n moeilike ding. Dat die Here met jou hart werk. As ons so werk, dat elkeen van ons hoop. Maak nie saak hoe sleg het eintlik gaan jy hoop. Dan is ons soos daai lied wat ons gesing het of so gesing het om te sing, the eye of the storm. Dan sien jy die storm hier buite om jou woed, jy sit in die oog en jy kyk uit. Jy sien dit gebeur, maar dit tref jou nie. Dit daai selfe effek op jou nie. Want jy mense wat jy ondersteun as mense wat jy ook ondersteun. Het jy hoop vir 2026? Yes. Nie net vir 26, die somme van môre, somme as jy hier in die kerk net staan. Prys die Here, ek herinner julle weer, Woensdag aan 7:00. Informeel, die wat agternaam gekom het, as julle wil bywoon, julle kan, as jy 'n Christus t-shirt het, of wat ek wil dra, as jy denim wil dra, tekkies doen dit, ek gaan so lyk. Woensdag aan 7:00, sommer net so informele diens, ons gaan die Here net loof en prys, ek weet tog eers wat gebeur nie, ek weet die Here het vir my 'n tema gegee van herderskap, vir volgende jaar, so ons sal kyk, wat daarby kom, en dan volgende Sondag is daar die diens nie, en dan weer die 11de, so dis nou Woensdag, en dan die 11de, prys die Here. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom na U toe, en ek vra vir U, dat U met ons sal wees. Ek dank U dat U nog heeltyd met ons is, dat U vir ons gesterf het, en dat U daai steen weggerol het, toe U opgestaan het. Soos ons gesing het ook vroeger, toe U begin asemhaal het, en opgestaan het, die steen weggerol het, die doeke daar gelê het, en die doek wat op die hoof was, mooi netjies opgerol, om te sê, dat U is nog nie klaar met ons, U is nog nie verby nie, dat U is nog daar vir ons. Dankie Here, dat ons deur hierdie jaar gekom het. Dankie dat ons uitsien na nog 'n jaar wat kom. En ja Here, as ons omgee vir mekaar, dan hoef ons nie bekommerd te wees oor presies wanneer jy ons kom haal nie. Want wat ons altyd ons kan en vir olie, want ons gee om, ons doen in geloof, ons hou vas aan U. En sodoende is daar meer en meer olie wat kom. Dankie vir dit wat U vir ons doen. Ek vra Here dat elke van U uitgaan, dat U met hulle sal wees, dat U vir hulle sal seën. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Ek weer sê, jy is baie welkom om 'n koppie koffie te gaan drink, maar ons het nie mense wat vandag was nie. So ek vra vir U om die koffie net uit te spoel, of van net te help